Vanaand word daar ekstra groot porsies op Veldfokus opgedis. 'n Krokodil demonstreer hoe olifant sy lang slurp gekry het. 'n Leeu vat 'n kans met 'n seekoei en 'n luiperd se potensiële maaltyd leer hom 'n les in selfbou. Nou ons eerste groot porsie konflik kom van hierdie oorgretige krokodil wat sy kake om die punt van 'n olifant se slurp geslaan het. Die olifant wat deur Ashley Lewis afgeneem is, het natuurlik niks vermoedend sy slurp in die rivier gedoop vir 'n slukkie water, toe die krokodil die kans aangegryp het om die grootste maaltyd van sy lewe te probeer inpalm. In die foto's kan ons sien dat dit 'n redelike meneer van 'n krokodil is en hy klou vir al wat hy werd is. Maar dit sit nie in enige krokodil se broek om 'n volwasse olifant aan te vat nie. En die yslike reptiel word soos 'n lapop rondgegooi met water wat die wêreld vol spat in hierdie baie dramatiese toneel. Die olifant lig die krokodil feitelik heeltemal uit die water in sy poging om te ontsnap uit die greep van hierdie pynlike aanhangsel wat sy neus toedruk. Uiteindelik raak hy regtig briesend en sekerlik ook redelik benoud en sak op sy knie af om die krokodil met sy tande te probeer bykom. Vasberade om die dierasie af te skud, maak nie saak wat nie. Teen die tyd besef die krokodil hy dalk 'n bietjie van 'n oordeelsfout begaan wat sy maaltydkeuse betref en besluit uiteindelik om maar die aftog te blaas. Vir 'n oomblik pik al twee bietjie verward in mekaar se pad rond met die olifant wat verskrik probeer land toe vlug en die krokodil water toe. Jy weet daai simpel gevoel in 'n smal deurgang wanneer jy wil in en ek wil uit? Maar gou as hulle oor en onder deur mekaar, grys geskrik en albei seker totaal en al verward oor wat op aarde hulle nou eintlik getref het. Did you know elephants can physically lift almost 500 kilograms of weight just with their trunks? It's the most versatile tool in the animal kingdom, used for breathing, smelling, touching and grasping like a limb, drinking, sucking up dust and producing sound. Nou hier het ons 'n mooi rustige toneel van 'n seekoei familie wat deur Duncan Fraser in die Kruger Wildtuin afgeneem is. Maar dinge is op die punt om chaoties te raak. 'n Jong leeu mannetjie en 'n jong leeu wyfie daag by die water op en in ware jong leeu mannetjie styl besluit hy seekoeijag is beslis ook op sy lys van vaardighede. Sy suster weet beter. Maar hy bekruip heel bedrewe nader en smelt mooi weg tussen die skrap se plante groei. En dan bespring hy die kleinste seekoei in die groep en jy sien net benoude nonnetjie eende wat laat spaander. Mens moet daarom erkenning gee waar dit toe kom. Die mannetjie kry dit ampertjies reg om die seekoei wat nou in 'n totale staat van paniek is, plat te trek. Sy massiewe voorste kloue kry lekker vasvatplek aan die seekoei se rug met die kragtige valskloutjies wat stewig in die dik vel wegsak. Maar na 'n kort gestoei word die leeu afgeskit en is dan wat die rolle omgekeer word. Die seekoei jaag die kat in die kalte rond, net om die boodskap oor wie regtig hier baas is goed te laat insink. Die ander seekoeie vertoon hulle dominansie uit die veiligheid van die water, maar dit lyk amper of hulle eintlik besig is om hulle self morsdood te lag vir die oorgretige leeu se jagtaktiek. Did you know a hippo's tusks grow continuously and large hippo tusks can reach 50 centimeters in length? At this size, hippos are able to snap a 3-meter crocodile in half. Tusks are used for displaying territorial dominance and for potentially fatal combat. Ons laaste inskrywing vir die week is hierdie video wat deur Sheila Groblaar ingestuur is. Die groot vlakvark met sy meneer tande gaan rustig sy gang by 'n modderpoel, gereed om sy dors te les en dan 'n lekker modderbad te nuttig. Eers snuif hy die briesie en dit lyk of hy dalk gevaar aanvoel en kyk versigtig rond. Maar besluit dan als is in die hak en begin lustig te drink. Maar als is nie in die hak nie. Kyk bietjie links bo op die skerm, wie het sy oog op 'n lekker stukkie vlakvarkvleis. Dis 'n jong luiperdmannetjie wat stilletjies nader sluip. Die kat kruip nader en nader. Die vlakvark salig onbewus van die dodelike roofdier wat hom in die oog het. Op die laaste oomblik bespring die luiperd die groot vark, maar feitelik voor hy grond vat, besef die luiperd wat 'n bielie van 'n vark die is en hoe vreesaanjaend daai tande. Om regtig die aksie te kan waardeer, kyk bietjie na die stel foto's. Bekruipende luiperd, halfhartige luiperd klap,
Luiperd oorval deur paniek wanneer hy daai gevaarlike tande sien. En die wenner van die luiperd hoogspring is hierdie vlugtende kat wat behoorlik die rieme neerlê. Ek vermoed hy het ook sy smaak vir varkribbietjies heeltemal weggeskrik. Wel, na al daai opwinding gaan ek nou 'n bietjie van 'n blaaskansie vat. Maar skakel volgende week in vir 'n spesiale veldfokus hoogtepunte program waar ons na al die beste inskrywings van die seisoen gaan kyk net 'n week voor die finale wenner aangekondig word.